Eendag, lang gelede, in die woestyn Jakkalsie skool, leer hulle van waar om water te kry in die woestyn. Die meneer vra, waar dink julle kry 'n mens die water in die woestyn? By die water, meneer. Natuurlik by die water, maar waar is die water? As dit reën, meneer. Maar dit reën nie baie nie, nee, so waar as jy dors is, moet jy gaan grou om water te kry. Grou. My mamma se handsak. Nee, jou mamma se handsak nie. By die bome. En dit is so, die bome se wortels strek diep onder die sand in en druk hulle punte binne in water of ondergrondse riviere. Ja, riviere, sê die meneer. Wanneer jy klomp bome in 'n lyn het, of 2 of 3 oase ver uit mekaar maar in 'n lyn, moet jy weet, in daardie lyn loop die rivier. Meneer, kan ons op uitstappie gaan? Nee, hierdie klas het nie uitstappie nie, maar môre doen ons wiskunde. Daar lei die skoolklok. Julle en die jakkals is opgewonde. Hulle weet ondergrondse riviere. Wie van julle het al 'n ondergrondse rivier gesien? Het julle al onder die grond, 'n rivier onder die grond? In watter land was julle? Afrika. In Afrika land. Wel, hierdie woestyn is in Afrika land en 3 klein jakkalsies gaan haal hulle grafies, want daar is 'n oasis hier buite aan die een kant van die dorp. Aan die ander kant van die jakkalsdorp is nog 'n oase en bietjie verder dan nog een. So as hulle 'n lyn maak, gaan hulle net buite die dorp 'n rivier kry. Hulle gaan grou. Nou Bixie is die flikste jakkals en hy's die sterkste, die frisste een. Hy het al 'n sixpack. Hy vat daai graaf en hy grou. Dan kom Friksels. Friksels is 'n cute jasie. Sy hare staan so penhoring. Dit lyk of hy die hele tyd geskrik het. Friksels vat oor by Bixie en Friksels begin grou. Ja, en Sturkie is 'n dogtertjie jakkalsie. Sy kyk vir hulle. Hoe grou hulle? Nou en dan klim sy in. Dan grou sy met 'n spoed so vinnig dat hulle oë vol sand word. En die volgende oomblik skree ou Sturkie. Weg is sy. Hulle kyk in die gat. Waar Sturkie? Hulle kyk om hulle rond. Help my. Kom daar 'n stemmetjie uit die gat uit en hulle koekeloer. En die sand begin in die gat inval. En dit loop in. Maar die sand hou aan inval. Maar die gat word nie voller nie. Wat beteken dit? Water onder. Daar's hulle se grot gekry. Onder in die grot is 'n rivier. Ou Bixie hou sy oor. Altwee sy bakore. Hou hy so en hy hoor, luister in die gat en hy hoor 'n stroom. En nou Sturkie wat skree, "Help my." Friksels is soos, "O, Bixie my maat. Ons moet haar kry. Hoe gaan ons haar kry?" Dadelik hardloop hulle daar weg. Want hulle moet die punt van die rivier kry. Sy gaan eers uitspoel, nê? Toe hulle so hardloop. Toe is ou Sturkie se pappa. Julle twee kies. Sturkie was saam met julle. Waar is hy nou? Oom, ons het oom, sy is in die moeilikheid. Waar kom ons in die moeilikheid? Waar is hy nou? Oom, ons het 'n rivier gesoek en toe grou ons die dak op en toe val sy in. Die rivier wat seker onder die dorp loop. Kom julle, ons moet haar gaan kry voor sy by die waterval afval. 'n Waterval in die woestyn. Hulle het dit nog nooit gesien nie. Hulle is opgewonde, maar ook baie bekommerd, sodat hulle vir ou Sturkie kan kry. Wat het hulle nodig om haar te red? Toue. Hulle het toue nodig. So haar pappa gaan gryp toue. Ou Friksels gaan gryp 'n opblaasmatrassie. Hy gaan sommer in die hardloop. As hy so hardloop en so moeg is en so vinnig asemhaal, blaas hy sy matrassie op. Blaas hy op en hulle hardloop vinnig. Ou Sturkie se pappa maak die tou in mekaar. Hy weet presies waar's die waterval, want hy was al daar gewees. Daarom is hy deel van die dorp se waterspan. So hy's baie slim en hulle hardloop so vinnig as wat hulle kan. Ou Bixie is daar agter. Bixie is agter 2 tree. Sulke verskriklike sprong en dan is hy voor.
En hier kom sulke gebergtes. En nou Bixie sê, maar die voor is 'n massiewe afgrond en 'n waterval. Kom, hier gaan ons. Hulle hardloop so vinnig as wat hulle kan, kom hulle daar uit. Ou Friksels, hy het daai matrassie wat hy in die water laat lê. En Strikkie se pappa maak die tou daarin vas. En nou wag hulle. Hulle moet dophou met hulle oogies. En luister met hulle oortjies wanneer hulle haar sien. Julle, dit was nie lank toe hoor hulle. Help my. Kom ou Strikkietjie aan. En wat sy nie weet nie, die waterval hier voor is verskriklik hoog. Hoër as die rugbypale by die skool. Daai waterval is so hoog dat as jy bo staan, kan jy nie eens die onderkant sien nie. Dit verdwyn in die mis. Ja, en weet julle wat is die skerrieste van hierdie waterval? Hy is so hoog dat die water nooit onder by die grond uitkom nie. Die son skyn so lank op dit, dat daardie water net verdamp en 'n wolk word. Heel onder die waterval is dit kurkdroog, so waar gaan nou Strikkie land as sy daar afval? Op die opblaasmatras. In die sand. So sy moet die opblaasmatras vasgryp. Julle, Strikkie kom verby. En ou Friksel skree, Strikkie, gryp die matras! maar Strikkie is verby. Sonder om die matras te kon gryp het. Haar pappa, hy gooi die tou oor. En net kry sy die punt van die tou vasgebyt. Maar sy is oor die waterval. Daar gaan sy. Maar haar pappa sê, hou vas manne, ons gaan haar kry. Sy byt vas. Die matrasie is oor. Julle, die matrasie het net 'n rukkie oorgeval. Toe kom hy opgewaai in die miswolk. Daar gaan hy. Maar Strikkie is nêrens te sien nie. En Strikkie se pappa sê, trek manne, trek aan daai tou. En hulle loop agteruit en hulle trek en hulle trek. En die volgende oomblik kry vir ou Strikkie oor die rand van daai waterval. Terug op die land. En hulle is so bly hulle het haar gered. Hulle was net betyds gewees. Strikkie se pappa gee haar 'n stywe drukkie, want hy weet dis die lekkerste ding in die wêreld om haar pappa te wees. En daarom het hy hierdie twee mannetjies gesien. En nou vra hy vir hulle, wat leer julle van sulke gevaarlike avonture? Wat dink julle het hulle geleer? Wat sê hy? Jy kan nie dit alleen doen. Moenie dit alleen doen nie, jy's reg. Kry altyd 'n groot jakkals. Waar gaan julle groot jakkals kry? Hulle wil ons lewe seermaak. Ja, so kry groot mense om saam met jou te hulle wees as jy avonture doen. Ons moet altyd avonture doen, hè? Maar nooit in die alleenigheid, sodat ons gehelp kan word.